Ag, is vir my so lekker om vandag weer op hierdie manier saam met jou te kan wees en net saam te kan wees, dat die Heilige Gees ons weer kom begelei en regtig uit ons kom kry wat hy so oor ons beplan en oor ons droom. Ek hoop jy is op 'n goeie plek waar jy is. Of jy nou saam met familie kyk of 'n selgroep of op jou eie in die bed lê, dis 100%. Maar ek weet dat vir oggend of vandag gaan ook leed kyk dat die Heilige Gees regtig iets wil kom vasmaak in jou hart en dat daar planne en drome is wat hy oor jou lewe het. Wil jy vir 'n oomblik saam met my bid? Dankie Here dat ons vandag weer u woord kan inneem en kou, u lewende woord. Here, soos wat ons dit doen. Kom u en kom transformeer, kom groei, kom vat na 'n volgende vlak, kom spreek ou leuns aan, kom gee rigting, sodat ons in elke seisoen suksesvol kan wees in dit wat u vir ons beplan. Dankie Here daarvoor. In Jesus naam bid ons dit en almal sê amen. Ek kan nie vir jou sê hoe lekker is ek besig in die psalms hierdie tyd van die jaar. Ek dink hoe die psalms geskryf is en die eerlikheid en die rouheid van die psalms kom help ons om regtig in 'n tyd van die jaar waar baie mense moeg en oorlaai is, regtig te kan kom sin maak en weer energie kan kom, ek hou van die Engelse woord replenish, om weer te kan opvul, want ek weet vir 2026, soos wat ek laasweek vir jou genoem het, die Here wil ons 'n bietjie in 'n tyd invat waar hy ons wil bedien, waar hy ons wil bietjie salf in ou wonde insmeer, waar hy wil kom genees, waar hy nuwe perspektief wil kom bring, sodat ons kan massiewe vrug dra in 2026. En so, maak jou hart oop, maak jou lewe oop, sodat die Here dit kan kom doen. Ek wil somme inspring en laat die woord ons somme kom bedien op hierdie dag. So kom lees saam met my vandag. Ons begin in Psalm 1, vers 1 tot 3 in die boodskap vertaling. En dit begin so. Dit sê vers 1: God hou sommer baie van jou. Want jy leen nooit jou ore aan slegte mense uit nie. Jy hardloop nie agter elke nuwe sonde op die mark aan nie. Nee, jy is ook nie bevriend met daardie spul wat met God spot nie. God is baie bly omdat jy sy woord geniet. Jy lees dit dag en nag sonder om moeg te word. Daarom is jy soos 'n groot boom wat stewig langs die water staan. Hierdie boom dra op die regte tyd baie vrugte en sy blare bly groen. Sy grootheid skyn helder in alles wat jy doen. Daarom gaan dit baie goed met jou.
Ek het nodig om vandag met jou te gesels oor hierdie woordjie wat ek die preek mee getitel het, weerstand. Weerstand is wanneer ons nie meer so gemaklik funksioneer soos wat ons altyd het nie, omdat daar iets nou in ons lewe is wat begin teenstand of weerstand bring en is elke keer 'n ongemaklike situasie. Soos wat ek hier sit, kan ek nie vir jou sê hoe seer en hoe styf my spiere is nie. Ek het al vir julle gesê, ek en my vrou crossfit, of nee, wag nee, ons probeer crossfit, dis nog nie, ons kry dit nog nie reg nie. En ek haat elke oomblik daarvan. Dis nie vir my lekker nie. Jy weet, dit vat vir my geweldige motivering om daar by daai warm boks op te daag. En dis sweet en dit stink. En nou moet ons party dae gewigte optel, ander dae toue opklim, ander dae probeer, moet ek nou pull-ups doen. Weet jy hoeveel pull-ups kan ek doen? 3. Dis die totaliteit daarvan. Om hierdie 2 meter lyf op te trek, is nie 'n eenvoudige storie nie. Jy weet, so, dit is vir my embarrassing en ek haat dit. En daar's geweldige weerstand. Nou, gister het ons, ek ken nie eers al die name nie, geding opgetel. Wat noem mense dit? 'n ding optel. Hulle noem dit 'n ding optel. Daar's name daarvoor, ek memoriseer nie name nie. Maar nou moet ons hierdie bar met hierdie gewigte bo ons kop optel. Ek gaan dit nou probeer nie, want dit is te seer. Terwyl ek dit doen, sê ek haat hierdie. Hierdie is nie vir my lekker nie. Maar as ek myself moet meet teenoor 6 maande terug, tel ek al redelik baie meer gewig op as wat ek kon. Ek is sterker, ek is fikser. Dit gaan met my gemoed en my verstandelike gesondheid gaan dit beter. Ek kan my kinders optel. Ek kan my liggaam is wat is die regte woord? Soepel of jy weet, ek is nie heeltyd my liggaam limit my nie in dit wat ek nodig het om te doen nie, want daar's genoeg weerstand in my lewe. En weerstand produseer gesondheid. En so ek wil vir jou vandag gesels om te sê dat ek hoop jy beleef bietjie weerstand in jou lewe. Ek weet daar's pastore wat heeldag bid dat dit net met jou sal beter gaan en dat jy die prosperity van die Here sal beleef en dat jy tog net nie probleme moet hê nie. Ek is nie daai pastoor nie. Ek gaan vir jou sê dat ek hoop en bid vir jou dat jy asseblief bietjie meer weerstand in jou lewe sal beleef. Weet jy hoeveel oproepe kry ek van mense wat Leon is aanval op my lewe en is teenstand en is moeilik en is nie lekker nie, en elke keer dink ek, dis goed. Dis goed. Want weerstand kom produseer iets ongelooflik in jou lewe. Ek wens ek kan eintlik nou lekker Afrikaans hierso praat, maar ons is nou, ons moet nou professioneel wees. Maar dat is 'n mooi Afrikaanse woord, maar ek gaan dit eerder noem, as iets jou lank genoeg frustreer, dan sien ek hoe sekere mense wegkwyn, maar ander wat iets oor hulle identiteit verstaan, frustrasie en weerstand kom produseer iets ongelooflik in hulle lewe. En dis wat Psalm 1 kom kommunikeer hierso. Hy sê so, God hou sommer baie van jou. Want jy leen nie jou ore uit aan dit wat klomp mense net sê nie. Jy sien, iemand wat genoeg weerstand in sy lewe beleef het, sy ore raak toe vir al die stemme in hierdie lewe. Wat probeer iets definieer van wat lewe moet wees. Ek sit baie in sulke gesprekke, waar jy weet, dan sê hierdie ou, nee ouens, ons moet nou moet ons hierdie aandele koop. Kyk hierso, dis nou die aandeel, as jy hom nie koop nie, dan het jy nou, as jy nou agter in die lewe. Of ander ou sê, hoor jy is nou Bitcoin. Jy weet, jy moet nou in hierdie Bitcoin ding in, en jy moet nou dit en 'n ander ou kom nou weer en sê, nee, maar nou wag, haal nou eers alles uit. Nou moet jy alles uithaal en nou moet jy in property in. En nou moet jy nou daai nou nee, nee, wag, die property nee. Jy moet nou eers dit uit. Luister. Hoor mooi. Daar's niks verkeerd met daai goed.
Dit gaan oor ons hartsposisie wanneer ons na daai goed kyk en dink dat daai goed, as ek nou in die regte ding belê en die regte ding doen en my ore uitleen, jy weet, dan gaan ek dalk bietjie meer wen op die einde van die dag en dit gaan my ryk maak en hierdie en daai gaan gebeur. As jy genoeg weerstand in jou lewe beleef het, dan besef jy al hierdie goed kan partykeer soveel energie van jou afvat. Maar jy as gelowige besef, as die Here dit nie sê nie, gaan dit nie gebeur nie. As die Here dit nie kom vasmaak het nie, gaan dit nie gebeur nie. Jy sien, daar's 'n plek waar ek en jy as gelowige moet ophou begin rondwaai word deur hierdie lewe en begin, soos Psalm 1 sê, deur sy woord te vertrou, deur sy woord te geniet, is ons besig om ons wortels so diep in Jesus in te laat groei. Ons staan stewig by lewende water. Ons rykdom en ons gemoed en ons geluk lê nie in klomp eksterne faktore nie. My lewe, my rykdom is geplant in Jesus Christus, want seisoen in en seisoen uit sal hy elke keer voorsien wat ek nodig het. Jy sien, dit is die oorwinning wat die Here ons na toe nooi om in te staan. Ek wil jou vat nou na Psalm 46 toe, wat vir my so kom amplifeer, ekskuus vir die lelike anglisisme, maar so kom verder oopbreek, wat die Here in ons lewe kom doen, wanneer ons genoeg weerstand beleef, dan begin ons kalmer lewe. Want ons weet hy is in beheer. Hoor wat sê Psalm 46, as ons in nood is, of as ons in ons nood wil vlug, kan ons na God toe vlug. Hy is baie sterk. As ons beskerming soek, sal die Here ons beskerm. As ons in moeilikheid is, sal hy ons help. Daarom skrik ons vir niks nie. Al sou die aarde bewe en dit lyk of die berge en die see wil wegsak, is ons nie bang nie. Al druis die skuim die see en al skud die berge heen en weer, die vloei van 'n waterstroom bring vreugde na God stad. God self bly daar. Daarom sal niks sleg ons tref nie. Voor hulp nodig is, het God reeds gehelp. Mense is verskrik en sterk regerings bewe, maar God hoef maar net te praat, dan verkrummel alles letterlik voor hom. Die Here, vir wie niks onmoontlik is nie, is by ons. Hy is ons bevelvoerder. Ek hoop soos wat jy hierdie saam met my leef en lees, is daar 'n kalmte en 'n stilte wat om jou kom. Jy sien, ons is so maklik om wanneer ons bietjie weerstand beleef, dan wil ons sommer wortel uittrek en om onsself op 'n ander plek gaan plant, en ek wil jou uitnooi, stop. Is jy besig om na die omstandighede rondom jou te kyk, en wat sê die ekonomie, en wat sê die en daai, en daardoor sê ek nie, ons moet nie verantwoordelik wees nie, ek sê net, dat is daar dalk 'n saad van vrees, wat besig is om jou besluitneming te impakteer, en nou wil jy sommer ontwortel, en weet jy wat, as ons ontwortel, dan kan ons nie seisoen in en seisoen uit sterker word, dieper wortel skiet, meer vrug dra, want dit is waartoe die Here my en jou roep. Ek is so mal op einde van Psalm 1. Sy grootheid skyn helder deur alles wat jy doen. En daarom kan ek vandag vir jou sê, dat ek weet dit gaan moeilik vir party van ons. Ek weet dit gaan maar sukkel. Ek weet party huwelike, dit stoei maar. Ek weet party ouens finansiëel is jy, daar was 'n seisoen waar jy nie eens bekommer het oor uitgawes en debietorders nie. Nou moet jy maar mooi sente omdraai en kyk, jy weet, waar spandeer ons wat? Daar's party van ons wat regtig uitdagings by die werk het,
jy weet, dit stoei en dit sukkel, maar ek wil jou uitnooi om net so 'n bietjie jou houding te verander. Miskien gaan ek nou dalk 'n bietjie hard praat, maar moenie geskok wees as ek sê, die Here is nie besig om pissies groot te maak nie. Ons is nie 'n klomp pissies nie. Ek wil so aan die einde van 2025 net jou weer kom herinner. Wil jy nie 'n bietjie op 'n plek kom waar jy net begin die frustrasie, begin moeg raak vir die frustrasie en begin, as die lewe vir jou weerstand bied, begin jy 'n bietjie terug weerstand bied. As jou huwelik nou aanhou sukkel vir 6 maande, is dit nie nodig dat ons nou begin sê, nee, maar wag, wat gaan nou hier aan? Dit kan nie so aangaan nie. Ons huwelik is nie gemaak om net te oorleef nie. Ons huwelik is gemaak om te floreer. Luister hierso, of ek het nodig om te verander, of jy het nodig om te verander, of ons het nodig om saam te verander, maar ek is nou te frustreerd met waar ons is. Die rou en diep gesprekke moet nou gebeur. Kom ons het dit, kom ons stoei nou, kom ons slaan as dit nodig is, nie mekaar hard nie, kom ons nie slaan nie, hoor mooi, kom ons slaan die ding, kom ons slaan die situasie. Ja, dit het nou heeltemal verkeerd uitgekom. Die punt is dat die frustrasie bring ons na 'n plek toe, waar ons begin bereid is om die dieper vrae te vra, want eintlik is die Heilige Gees heeltyd agter besig, om genoeg frustrasie te bring, dat jy bereid is om rou en eerlik met jouself en met jou huweliksmaat te wees. Ek begelei iemand in die week. Ek sê vir hom, partykeer het ons nodig, miskien gaan die Here jou help, as jy nou genoeg beklei het, en elke keer as jy by mekaar is, en is net konflik oor en oor en oor, vat dalk 2 dae, elkeen. Begin dalk by die een wat gaan neerskryf, wat is die goed? Wat is die goed wat my dat emosioneel onveilig voel by jou? Wat is die goed wat krap? Wat is die goed wat frustrasie bring? Skryf dit neer. En dan lees jy dit vir die ander persoon, en dan, die ander persoon luister, reageer nie, lewer nie kommentaar nie, bly stil, jy het 'n notaboekie by jou en jy skryf dit neer. Jy skryf neer wat jou huweliksmaat sê. En dan gaan bid jy oor daai goed. En sê, Here, kom openbaar vir my, wat is my gewig aan hierdie, wat besig is om vernietiging te bring? En die Heilige Gees gaan jou kom begelei en sê, ek kan dit op 'n nuwe vlak vir jou kom verander. Jy het nodig om te groei. Jy het nodig om anders te wees. Dan, as ons genoeg weerstand beleef, kan ons begin opstaan en begin regtig in oorwinning funksioneer in areas, want dis waartoe die Here ons roep. Ek het nou magtig, iemand wat nou nie na gekyk word nie, so jy moet nou maar saampreek, suster, is nou maar wat dit nou maar is. Is jy bietjie moeg? Wel, dis nou maar wat dit is. Ek sien niemand het daar nou daar. Sy is al moeg en sy moet al slaap so, maar kom ons preek nou maar die preek klaar. Ekskuus. Daar is sy. Gaan slaap, suster. Alright. Okay. Ons hou dit sommer in die preek in. Ons is mos nou rou en eerlik vir mekaar. Dit is wat goed gebeur. Ons kan nou niks daaraan doen nie. Okay, kom ons gaan aan. Ek wil vir julle hierdie lees. Romeine 5 vers 3 tot 5. Hy sê hierso, al kry ons nou baie swaar, vat dit glad nie ons blydskap weg nie. Alles behalwe, ons weet mos dat swaar kry ons vorm en slyp om nog meer op God te vertrou. En wanneer ons onverskrokke op God vertrou, help dit ons om sterk Christelike karakter te vorm. En 'n sterk Christelike karakter maak dat ons deur dik en dun glo dat God se nuwe wêreld op ons wag. Wanneer ons al ons hoop op God stel, sal ons nooit teleurgesteld wees nie. Want hy vul ons lewens elke dag met sy liefde. Dit doen hy deur sy Heilige Gees wat by ons bly. Mense, ek wil so aan die einde van 2025 vir jou kom sê, om 'n Christen te wees, is nie maklik nie, is bitter moeilik. Maar is omdat die Here met genoeg weerstand iets binne in jou raak sien, wat hierdie wêreld so nodig het, wat hy deur genoeg frustrasie kom produseer uit jou uit, sodat dit
tot 'n seën van na die res van die wêreld kan wees. Daar's 'n storie binne in jou, daar's 'n prentjie binne in jou. En so moenie weghardloop vir die weerstand nie. Ek wil jou begelei om soos Psalm 1 te sê, seisoen in en seisoen uit, is ek geplant by die lewende water. Ja, dis moeilik, ja, dis nie lekker nie. Jy weet, die Here voel partykeer nie baie vir ons gevoelens nie, hoor, sorry. En soos 'n pa, jy weet, baie kyk ek na my dogters, en in die oggende as hulle wakker word, dan is dit 'n gemoun, en dis 'n harekam, en dit skree, en as ek elke dag moes luister, en sê, papa, ek wil nie skool toe gaan nie, of ek wil nie dat nie, dan sal hulle baie min daar by die skool gewees het, en hulle sou graad 1 druip. Ek kan nie baie omgee oor sekere gevoelens, wat ek weet, nie nou tot hulle besvol is nie, en partykeer is die Here ook so met ons. Hy's 'n goeie vader, wat partykeer net so ons is okay, jy's oulik, dis alright, jy's beautiful, jy mou nou weer bietjie te veel, hy's daar. Maar ek het iets in jou geplaas, ek het iets binne jou kom vorm, ek is besig om met genoeg weerstand die beste in jou te produseer, iets van my heiligheid. Ek hoop dit bemoedig jou vandag. Ek vir jou aan die einde van Hebreërs 12 kom lees. En ek gaan die Engels vir jou lees. Hy sê, no discipline is enjoyable while it's happening. It's painful, but afterward there will be a peaceful harvest of right living for those who are trained this way. So take new grip with your tired hands and strengthen your weak knees. Mark out a straight path for your feet so that those who are weak and lame will not fall but become strong. Hy sê, maak weer daai hande sterk, maak weer daai knie sterk. Ons gaan nie nou terugstaan nie. Dankie Here vir weerstand in ons lewe, want daai weerstand kom produseer die vrug wat nodig is. So kan ek jou bedien. Ek weet, vir party van ons is dit tawe jaar, o my magtig, dit het kom waai, die wind het kom waai, die weerlig het geslaan, party van ons het mense verloor, party van ons het werke verloor, party van ons het uitsprake oor ons gesondheid, party van ons is regtig net in depressie en angs, en party van ons beleef weerstand en dit voel verskriklik. Kan ek jou herinner? Die Here sê my genade is vir jou genoeg, wanneer jy swak is ek sterk. Jy is geplant by my lewende water, ek sal jou nooit teleurstel nie, ek sal jou nooit agterlaat nie, ek sal nooit, wanneer ek praat, wanneer ek sê, verkrummel die res rondom my, wanneer ek praat, is niks onmoontlik nie. So kan ek jou bemoedig. Wil jy nie vir 'n oomblik, saam met my, op ons ore uitleen na die wêreld toe, begin bedaar, begin kalm raak en sê, Here, dankie. Dankie vir die weerstand. Dankie dat U my deur tye van toets sit. Dankie dat U my kom, want as U dit nie gedoen het nie, was U nie lief vir my nie. Dankie dat U dit kom doen. En dankie ook in hierdie seisoen, wanneer ek voel om op te gee, kom produseer U weer nuwe lewe. U sal my nooit verlaat nie. Dankie Here daarvoor. Heilige Gees, ek kom bid net dat U nou, sommer so tasbaar by elkeen wat hierna kyk, net kom stil staan. Dat hulle net daai hand van aanvaarding nou beleef. Here, waar ons kan asemhaal. Waar ons kan wees, maar ook kan begin glo dit wat U oor ons glo. Dankie Here daarvoor. Ons bid dit in Jesus heilige naam en almal sê, Amen. Ek is so lief vir jou. Ek weet hierdie is nie die lekkerste woord om te hoor nie. Ek weet hierdie is baie keer moeilik om te kou. Maar weer eens, die Here roep ons nie net om mediocre lewens te lei nie, hy roep ons na glorie toe. Want dis sy glorie wat in ons leef. En ek wil dit oor jou uitspreek. Jy is gemaak vir meer. Dankie Here daarvoor. Ek sien jou volgende week by Simplicity Venue, waar ons 'n ongelooflike tyd saam gaan hê. Bless jou, ek is lief vir jou.